Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Sien, dis nie so duidelik nie, maar kyk mooi, dit lyk eintlik maar soos 'n relatiewe klein dam met 'n relatiewe klein berg. Dit lyk nie op die oog af soos veel nie. Niemand wat oor hierdie vlieg gaan hulle koppe draai en sê, "Ooh, wow, wat 'n wonderlike berg. Wat 'n wonderlike dam nie." Maar hulle behoort. Almal behoort na hierdie berg te kyk en hulle behoort te gaan, "Wow." Onder hierdie relatiewe klein berg is daar 16 kilometer se tonnels wat water deurvoeg om hidroelektrische krag op te wek. En as jy nie kon raai nie, hierdie kragstasie is nie in Suid-Afrika nie. Okay? Anders sou ons nie so gesukkel het nie. Hierdie is wat hulle noem Power Mountain. Dis 'n die Norweg kragstasie en dis een van die UK se grootste hidroelektriese kragstasies. Indien dit dalk nie die grootste ene is nie. Een van die dinge wat moeilik is van krag, is dat op sekere tye, om krag te bestuur, op sekere tye kort jy ontsettend baie krag. En op ander tye kort jy nie baie krag nie. Dit maak dit moeilik. Want byvoorbeeld, wanneer 5 miljoen Britte 10 uur hulle ketels aansit vir tee, en dan weer 12 uur hulle ketels aansit vir tee, en dan weer 1 uur hulle ketels aansit vir tee, so gaan dit aan, dan kort daar 'n ontsettende hoeveelheid krag op daai oomblik. En sodra hulle almal hulle ketels aansit, is daar 'n tekort aan krag. Maar wat Power Mountain so spesiaal maak, is dat hy die vermoë het om massiewe hoeveelhede krag te stoor en op daai oomblik uit te druk, sodat almal hulle ketel kan aansit, sodat 5 miljoen Britte hulle tee kan drink. Ek is nie ingenieur nie, ek verstaan nie die nommers nie, maar dis iets soos 9.1 gigawatt krag per uur wat uitgestoor word. Ek weet ek maak julle jaloers. Ek's jammer. Ek weet ek maak julle jaloers. Maar die punt is, dis 'n eenvoudige vergelyking, maar in baie opsigte is hierdie hoe ons kyk na die opstanding van Jesus. Dit lyk op die oog af nie soos veel nie. Dalk voel dit vir ons ver. Vir meeste van ons is dit iets belangrik. Dis iets wat Jesus gedoen het, natuurlik, maar die implikasies daarvan voel ver. Die krag agter Jesus se opstanding voel nie asof dit naby aan ons is nie. Maar vanoggend wil God se woord vir ons wys. Die opstanding het meer krag as wat ons ooit sou kon besef. En so kom ek wys vir julle, hierdie is die hoofpunt vanoggend. Hierdie is die hoofpunt wat ek wil uitpak vanoggend. Die opstanding van Jesus uit die dood uit en sy hemelse verheffing tot die troon van God wys vir ons die grootheid van God se krag teenoor ons nou in hierdie lewe. Dis opstandingkrag nou. En so ons gaan kyk na opstandingskrag deur na 2 punte te kyk vanuit Efesiërs 1. Die eerste punt gaan uit vers 17 en 18 kom en daar sien ons Paulus bid vir geopende oë. Nou gaan ons kyk na die tweede punt waar Paulus bid vir opstandingskrag vir sy gelowiges nou. Ons gaan meer van ons fokus spandeer, meer van ons tyd spandeer op die tweede punt. Maar kom ons begin. Kom ons spring sommer in die eerste punt in. Vers 17 en 18. Kyk sommer op julle blaadjies. Sien julle eerstens daar, hierdie is 'n gebed. Paulus bid dat God hierdie dinge sal doen in die kerk waar die Efesiërs is. Dit het my regtig laat wonder oor my eie gebede vir die kerk. As jy bietjie hierdie gebed begin uitpak, hoe bid ons vir die kerk? Ek bid nie so vir die kerk nie. Al is daar baie dinge om hier raak te sien hier dat Paulus vra dat hulle oë sal oopgaan. Hy sê in vers 17, a spirit of wisdom and revelation, openbaring, maak hulle oë oop. Breek die hemele oop vir hulle dat hulle kan sien. Vers 18, having the eyes of their heart enlightened. Dis asof hulle oë in die donker is en Paulus bid dat die lig sal aangaan, dat hulle in die donkerte sal sien en sal weet wie Jesus regtig is. Vers 18, sodat julle kan weet wat die hoop is waarna toe julle geroep is. Daar's eintlik 3 realiteite en dis die eerste ene, die hoop waarna toe julle geroep is. Dis die eerste realiteit wat Paulus wil hê die kerk moet sien, die hoop waarna toe julle geroep is. Dis 'n gewaarborgde hoop van oorwinning. Dis die hoop wat gevestig lê in Jesus Christus
en in alles wat hy gedoen het vir ons. Alles wat hy bereik het vir ons. Dis 'n hoop wat niemand kan wegneem nie eers jouself nie. Want die gelowige se toekoms en sy hoop is veilig in God die Vader se hande. Te danke aan wat Jesus gedoen het. Dis die eerste ding wat Paulus wil hê ons moet sien. Vers 18, die hoop waarna toe jy geroep is. En dan tweedens, wat is die rykdom van sy glorieryke erfenis in die heiliges, vir die heiliges. Gepaard met nommer 1 is daar 'n bietjie oorvleeling hier, maar wat hierdie na verwys is die hemel en die nuwe hemel en aarde wat lê en wag vir ons. Die nuwe hemel en aarde wat lê en wag vir elke gelowige. Die erfenis, die letterlike uitbetaling, is 'n hemelse woonplek vir jou, met geen pyn, geen seer, geen dood nie, geen sonde nie. Een waar werk lekker is, een waar daar altyd krag is, een waar ons verhoudings maklik is, sonder pyn of seer, of kompleksiteit van sonde, wat ons verhoudings altyd afbreek en moeilik maak. Dis 'n plek waar jy nooit hoef skuldig te voel, of ooit hoef te sukkel met jou stilte tyd en jou Bybelleestyd nie, want Jesus is daar, in jou teenwoordigheid, en jy kan hom geniet soos nog nooit tevore nie. Dis die glorieryke erfenis vir die heiliges. En dan vers 19, die derde realiteit wat Paulus bid, sal oopgebreek word vir ons oë sal oopgaan vir dit, is vers 19, die onmeetlike grootheid van sy krag teenoor ons wat glo. Ons gaan 'n bietjie meer daarna kyk in die punt hierna, die tweede punt. As die realiteite, as hierdie goedjies oopgebreek word vir ons, as dit geopenbaar word aan ons, dan verander dit alles. As ons oë sal oopgaan, soos Paulus bid dit sal, dan gee dit vir ons vrede waar daar geen vrede is nie. Dit gee vir ons selfvertroue waar daar wantroue is. Dit gee vir ons sekerheid in die midde van dalk die meeste onsekerheid. Dit laat ons toe om heeltemal anders te lewe in hierdie wêreld, hier en nou. Heeltemal anders as enigiemand anders wat hier en nou lewe met hulle fokus en hulle hoop op ander dinge. Paulus bid nie, kyk mooi, Paulus bid nie dat ons die hoop sal kry nie, of dat ons die erfgename sal word nie, of dat ons hierdie mag sal kry nie, hy bid dit nie. Hy sê, kyk mooi, hy sê, Christen, jy het die hoop. Jy het jy is die erfgename. Jy gaan hierdie erfenis ontvang. Jy het onvergelykbare krag van God teenoor jou. Jy het dit. Maar wat Paulus bid uit die diepte van sy hart uit, soos wat hierdie lees, as hy bid, Efesiërs, ligpunt, sien julle dit? Ervaar dit. Here, maak hulle oë oop. Soos ons almal sien Paulus, ons 'n gaping tussen ons hart en ons koppe. Die kennis waarvan Paulus hier praat, sit baie kere maar net in ons koppe. Maar dis nie die tipe kennis waarvan Paulus hier praat nie. Dis soveel meer. Dis nie feite hierdie nie. Hierdie kennis is dieper, is hartskennis. Hierdie is nie die hoofstad van Australië is Canberra. Ek het nie geweet dis Canberra nie. Ek het gehoor dis Sydney of iets, maar dis nie waar dit gaan nie. Dis nie 'n feit nie. Dis meer as dit. Die kennis hier is die oë van jou hart, vers 18. Dis 'n geestelike ervaring van die liefde van God teenoor jou in alles wat Jesus vir jou gee, gelowige. Dis is iemand wat praat van heuning, maar dit nog nooit self geproe het nie. Paulus soek dit nie. Paulus soek nie iemand wat praat van heuning, maar hy het dit nog nooit geproe nie. Dis vals, dis speel geloof. Dis 'n geloof wat voorgee en maak asof hy weet, maar hy doen nie. Dis nie 'n werklike ervaring van die genade van God en die rykdom van alles wat ons het in Christus nie. Dis nie dit nie. Paulus wil hê ons moet proe wat ons het in Christus. Dis die kennis waarvan hy praat. 'n ervaring. Hy wil hê proe, neem in, maak oop jou oë vir die wonders van Jesus. Geen leraar of kerk, nie eers Paulus, kon hierdie kennis duidelik maak aan die harte van die Efesiërs nie. En om eerlik te wees, geen leraar of gaan dit aan ons kan duidelik maak nie. Dis hoekom Paulus dit bid. Paulus bid hierdie, want al wie ons ook kan oopmaak vir hierdie realiteite is Jesus Christus self. En as ons hierdie begeer, as ons die waarde sien van wat Paulus hierso sê, as ons voel,
Daar's 'n gaping tussen ons kop en ons harte. As ons hierdie begeer, is die goeie nuus vanoggend dat al wat ons hoef te doen is om te sien wat Paulus bid en self 'n eenvoudige gebed te bid. Dit vat die geloof van 'n mosterdsaadjie vir jou om die liefde van Christus opnuut te kan beleef. Christen en nie Christen, kom ons bid saam. Vader, maak my oë weer oop. Hierdie wonders is ver bo my. Ek sien dit, maar ek verstaan dit nie. Ek weet dalk iets daarvan, maar ek proe dit nie. Christen en nie Christen, saam, kom ons bid. Vader, maak weer my oë oop. Ligpunt, ek het hieraan gedink en ek sien hoe Paulus hierdie evangelie uitpak en die wonderste, want dan dink ek, ons is 'n kerk wat bederf is met die evangelie. Ons hoor die evangelie elke liewe Sondag. Die goeie nuus van Jesus is duidelik aan ons. Elke liewe Sondag in elke gesinsgroep hoor ons die goeie nuus van Jesus se dood en sy opstanding. Jesus is sentraal in die Bybel en so dis eintlik reg, dit moet so wees. Hy is sentraal in die Bybel, so hy moet sentraal wees in ons kerk en hy moet sentraal wees in ons gesinsgroepe en hy moet sentraal wees in ons lewens. Maar die gevaar is dat soos wat ons gewoond raak aan die boodskap, dat ons begin dink, ons verstaan dit. Ons verstaan dit, ons begin dink, dit werk nie meer vir ons nie. Ons begin dink, daar's iets anders, daar's iets beter, daar's 'n ander waarheid in Christendom, ons moet net daarby uitkom, dan het ons dit. Of bloot net die gevaar dat ons blind bly vir die eindelose rykheid van die evangelie. Dis ons gevaar. En dis 'n goeie probleem om te hê. Maar ek dink dis goed om dit te noem. Dis goed om te noem. God se woord vanoggend wil ons herinner, maak nie saak waar ons is nie of wat ons dink nie. God se woord vir ons vanoggend waarborg dat die goeie nuus, die evangelie, dit is alles van die seëninge van Christus is daarin en dit is eindeloos ryk. Hoor wat sê Efesiërs 1 vers 3. Dis net voor hierdie gebed. Begin Paulus sy brief vir die Efesiërs met hierdie. Hy begin met 'n lofprys. Hy sê, "Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing." Die evangelie, die seëninge in Christus is oneindig ryk. Kom ons bid weer as kerk dat die Here ons oë sal oopmaak en dat ons weer sal waardeer die eindelose rykheid van wat Christus vir ons gedoen het. Die hoop wat niemand kan wegneem, die glorieryke erfenis. En natuurlik die krag wat ons het in God. En dis waarna toe ons nou wil gaan. Die krag vir opstanding. Dis die tweede punt. Hier wil ek so 'n bietjie meer tyd spandeer. Hier gaan ons kyk na vers 19 tot 23. En so gaan 'n bietjie meer tyd hier spandeer. Kom ons lees net gou weer vers 18, soos wat dit vloei direk in vers 19. Hierdie is die derde ding wat Paulus wil hê ons oë voor moet oopgaan. So hy het gesê, "I pray that the eyes of your heart may be enlightened." Toe praat hy van die hoop en die erfenis en dan gaan hy aan vers 19. "That the eyes of our heart may be opened to his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms." Onthou weer eens, hierdie is 'n gebed aan die Efesiërs. 'n Kerk in 'n stad met honderde gelowe en massiewe tempels. Elkeen van hierdie tempels het sy eie eis op krag gehad. Ons beloof krag tot welstand. Ons beloof krag vir 'n vrugbare baarmoeder. Ekskuus, dis reg, dankie. Ons beloof geld, ons beloof sukses. Elkeen het gesê ons het krag. Maar hier, in die derde ding wat Paulus wil hê ons moet ervaar, verwys hy ons na die krag van God teenoor ons. Vers 20 sê, dit is opstandingskrag, want dit is dieselfde krag aan ons, wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Hierdie vers was die rede hoekom ek hierdie teks gekies het, en hoekom ek hierdie woord wil duidelik maak aan ons, want ons iets hier, wat ons moet wegblaas. Dit lyk dalk nie soos veel nie, maar daar is krag hier wat wil uitbars.
Hierdie is dieselfde krag aan ons wat Christus uit die dood uit opgewek het 2000 jaar terug. Dis die krag wat Jesus toegelaat het om te verskyn aan meer as 500 ooggetuies. Dis die krag wat hom toegelaat het om sy wonde te wys aan sy disippels. En dis die krag vir ons nou wat glo. Ver bo alle gode van alle tye vandag is daar geen God of geen verloof wat die krag eis oor die dood nie, tot vandag toe. Net Jesus Christus en Christendom sê, ons het die dood oorwin in Christus. Net Christus het daai krag. Dis opstandingskrag. Sien raak hoe Paulus hierdie 3 verskillende woorde gebruik om hierdie krag te probeer beskryf in vers 19. Incomparably great power. Daai 3 woordjies is ontsettend ryk. So, verskoon my, tyd vir 'n bietjie Grieks, okay? Kyk gou incomparably. Dis die woord hooper. Dis ekstra, dis te veel. Dis waarvoor ons die woord super kry, super. Dan great, megathos. Dis waarvan ons die woord mega kry. Dis massief, dis ver bo ons verstand, dis mega, dis ekstra. En dan laastens die woord power, dis die woord dynamis. Dynamis, waarvan ons die woord dynamite kry. So die krag wat aan ons is, wat Paulus probeer beskryf, is die super, mega, bomagtige krag van God. Dis die krag. En dis die krag wat aan die werk is in gelowiges, oor gelowiges en vir gelowiges. Die krag wat hier beskryf word bewys op 3 vlakke. En so gee my die geleentheid om net 3 goedjies uit te pak vir ons, wat hierdie krag gaan ons duidelik maak in ons geloofslewe. Die eerste ene is die krag agter ons geloof. Die krag agter ons geloof. Net na hierdie verse, waar Paulus hierdie bid, gaan Paulus na Efesiërs 2 toe. En in Efesiërs 2 van vers 1 tot 9, wys Paulus vir ons die wonderwerk van ons geloof, die krag agter ons geloof. In Efesiërs 2 sê hy, in Efesiërs 2 vers 1 sê, julle was dood in julle sonde. Lees saam my vers Efesiërs 2. As for you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us who lived among them at one time, gratifying the cravings of the flesh and following its desires and thoughts, like the rest, we were by nature deserving of wrath. En toe wat gebeur? Efesiërs 2 vers 4. But because of his great love, God, who is rich in mercy, made us alive. Selfde woord as Christus wat opgewek is. Made us alive with Christ even when we were dead in our transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. Het julle geweet, dit is wat was nodig, dit is wat nodig was om jou te red. Het julle geweet, opstandingskrag was nodig om ons vanuit die dood uit te bring na geestelike lewe toe. Die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het die harde harte van klip in ons vervang met sag, lewendige, vleesagtige harte. 'n massiewe trend in die samelewing op die oomblik is hierdie idee van 'n zombie. Elke tweede fliek en elke tweede game gaan oor zombies. Jy lewe maar jy's dood. Okay, jy lewe maar jy's dood. Jy het behoeftes, maar dis soos breindooie, gaan deur emotions behoeftes. Jy lewe maar jy wandel net, jy wil net deur die lewe agter jou eie begeertes aan. Daar is selfsug agter hierdie, want al wat jy eintlik doen is jy's breindood, jy gaan net agter jou begeertes aan en jy sê maak dood, waar ook al jy kan doodmaak om hierdie begeertes te vervul. Jy's 'n zombie, jy lewe maar jy's dood. Dis eintlik 'n baie akkurate Bybelse beskrywing van wie ons is voor die opwekkingskrag van Jesus aan ons in die werk was. Dis wie ons was. Dis die Bybelse beskrywing. Ons was dood, ons lewe maar ons is dood. Ek het baie hieraan gedink en toe dink ek by myself, hoe is dit moontlik dat ons hierso sit
En ons wil God se woord hoor, ons is honger daarvoor, ons soek dit, week na week. 'n Woord wat duisende jare oud is, wat gepraat is deur mense wat duisende jaar terug geleef het, maar ons soek dit. Hoe is dit moontlik dat Jesus 2000 jaar terug doodgegaan het en opgestaan het, en hy voel vir ons vandag so lewendig, soos asof daar geen dae al aangegaan het nie, asof hy gister doodgegaan het, gister opgestaan het. Hoe is dit moontlik? Hoe beskryf Petrus dit in 1 Petrus 1 vers 8? Hy sê, though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Hoe is hierdie moontlik? Hierdie gevoel op 'n globale skaal moontlik? Die Bybel sê in Romeine 3, no one seeks God. So hoe is dit moontlik dat ons doen? Ons soek hom opreg. Ons soek hom. Ons soek hom nie net in 'n vaag weg, ons soek hom soos wat Petrus beskryf. Inexpressible and glorious joy. Hoe is dit moontlik dat ons elke dag die hartste van harte beleef in ons samelewing teenoor die kerk? Maar ons harte is nie hard nie. Alles behalwe. Ligpunt, die realiteit is, ons was blind. Ons was dood. En ons harte was hard. Ons was dood vir God se bestaan, ons was dood vir sy wil, dood vir sy belangrikheid, te besig om te lewe asof ons die senterpunt is van die heelal. En asseblief hoor mooi, in kerke reg oor Suid-Afrika, en ek dink hier vanoggend is daar mense wat nou nog sit in hierdie toestand. Daar's mense wat nou nog sit, dood vir God, dood vir sy wil, dood vir wie hy is, godsdienstig, ons kan godsdienstig lyk met geen geestelike lewe nie. En die punt hier is, ons sal dood bly en nog steeds dood gewees het, as ons nie aangeraak was deur die opstandingskrag van Jesus nie. Ek weet, op 1000 verskillende maniere sukkel ons. Ek sukkel. Die lewe is nie maklik nie. Ons geloof dis 'n battle, ons sukkel. Op 1000 verskillende maniere sukkel ons om te glo. En weet jy, ek weet opstandingskrag voel ver van ons af. Maar hier is die goeie nuus, hier is die bemoediging vanoggend. As jy glo Jesus staan in jou plek. As jy glo Jesus staan in jou plek, as jy glo hy het opgemaak vir al jou tekortkominge. Al jou tekortkominge. Alles wat jy ooit fout gedoen het en ooit gaan fout doen, hy het opgemaak daarvoor. As jy vertrou dat sy geregtigheid 'n geskenk is vir jou, maak dit nie saak hoe swak jou geloof mag wees nie. Maak nie saak hoeveel jy sukkel nie. Die geloof van 'n mosterdsaadjie bewys jy is aangeraak deur die super mega bomagtige krag van God in jou lewe. Al is dit net die geloof van 'n mosterdsaadjie, dit is 'n bewys dat jy lewe. Jy lewe, jy is aangeraak deur die opstandingskrag van Jesus en dit is 'n teken van 'n ware geestelike lewe. Maar as jy dalk hierso sit vanoggend en jy twyfel, jy sê ek twyfel, ek weet nie of God my kan red nie. Jy sê dalk jouself, ek het hierdie ding al probeer. Ek het hierdie Christen ding al probeer. En dalk weet jy nou nog wat die regte antwoord is, en jy weet wat om te sê. Maar jy glo nie regtig daar's krag genoeg om jou te red nie. Jy glo nie daar's regtig krag genoeg om jou oë oop te maak nie. Vir Jesus om homself te verskyn, hy kan verskyn, hy kan homself openbaar in jou hart vanoggend. Hy kan lewendig wees in jou hart soos wat hy lewendig is in ons harte. Hy kan. Ek wil vir jou sê, vanoggend sê die woord van God vir jou, daar is krag genoeg om al jou sondes weg te gee. Daar's krag genoeg om jou oë oop te maak. Weer eens, dit vat net 'n gebed. Dit vat net 'n gebed. Dit vat 'n mosterdsaadjie se geloof vir die krag van Jesus se opstanding om jou lewe aan te raak. Ek deel dit en ek moedig jou aan, moenie daai geleentheid mis nie. Moenie daai geleentheid mis vanoggend nie. Dis die eerste plek in ons lewe waar ons die opstandingskrag van Jesus beleef.
in die wonder van ons geloof, die krag agter ons geloof. Die tweede plek waar ons die krag van Jesus se opstanding beleef in ons lewens, is die krag van die ewige lewe. Die krag van die ewige lewe. Ek gaan vinnig hier wees, maar daar's eintlik 'n ongelooflike waarheid hier. Jesus bring geestelike lewe, ja, maar Jesus bring ook fisiese lewe. Fisiese, ewige lewe. Toe Jesus uit die dood uit opgestaan het hy nie met 'n liggaam opgestaan, soos wat Lazarus opgestaan het, toe Lazarus uit die dood uit opgestaan het nie. Dit is 'n ander liggaam. Die wonder agter die disippels, die feit dat wat hulle weggeblaas het, was die Jesus opgestaan met 'n nuwe liggaam. Daar was nuwe fisiese lewe in Jesus. Nuwe fisiese lewe. Paulus sê letterlik hier, die krag wat in ons werk, letterlik die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is die krag wat nou besig is om die dood vir ewig oor te kom in jou lewe. Dit is die krag van Jesus se opstanding wat die dood geen mag gee in jou lewe nie. Hoekom gaan ons dan nog dood? Hoekom moet ons dan nog doodgaan? Ek het dieselfde vraag gehad. En ek het nogals 'n goeie quote gekry van Tim Keller, wat in 'n pastorale situasie praat met iemand wat kanker het. Of hy vertel die storie van iemand wat kanker het. So, lees saam, ek dink hierdie is 'n uitstekende vraag, van hoe die opstandingskrag van Jesus aan die werk is in ons lewens. Keller sê, physical death for someone who is not in Christ is actually the last act of a progression towards ultimate death. Physical death for the Christian is the last act in a progression completely away from it. Or as one mature Christian man who was dying of cancer once said, whenever he was asked, "Do you believe God will heal you?" He said, "Oh, I absolutely believe God will heal me. I know God will heal me. I'm just not sure if he's going to do it before I die or after." In this case, it was after. But what he used to say is this: if he heals me before, it is just a temporary thing until he actually heals me after. That's final healing. Physical death is just a sort of dark door into life. The same power that resurrected Christ is at work within you. So even physical death is actually going to be the last taste of death you will ever have. Hierdie is die krag van Jesus se opstanding vir ons nou. Hierdie is die krag in hierdie lewe. Kom ons bid dat Paulus ons oë sal oopmaak vir hierdie krag. Dit sal ons lewens heeltemal verander. Derde en laaste plek waar ons die krag van Jesus se opstanding nou beleef. Dis in die feit dat Jesus nou heers. Jesus heers. Sien julle in vers 20, daar's 'n and. Okay? He exerted the same mighty strength he exerted, vers 20, when he raised Christ from the dead, and he seated him at his right hand in the heavenly realms. En dan gaan vers 21 aan en beskryf hierdie almagtige gesag van Jesus, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the age to come. Vers 22. And God placed all things under his feet, Christus se voete. And he appointed him to be head over everything for the church. Not only in the present age, but also in the age to come. Vers 23, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Wat ons hier sien is dat Jesus nou heers. En hy heers nie net oor alles nie, hy heers oor alles vir die kerk. And God placed all things under his feet. Hy is die kop, the head. Dit impliseer dat Jesus lewe aan die regterhand van God. Hy is 'n lewendige, aktiewe gesag met 'n bewuste, aktiewe heerskappy. Hy sien wat aangaan vandag. Hy is die heerser, hy is die kop, hy is in beheer van geskiedenis, van alle mense, van alle demoniese magte. In Efesiërs lees ons later in hoofstuk 6 van die wapenrusting van God. Daar was 'n demoniese battle aan die gang in die Efesiese kerk. 'n demoniese stryd. En hier sê Paulus, Jesus heers oor dit ook. Hy het gewen, hy het oorkom. Hy heers oor demoniese magte, hy heers oor alle besighede. Hy heers oor media, hy heers oor die internet.
Hy heers oor militêre magte, hy heers oor regerings, hy heers oor presidente. Jesus is bo alles vir die kerk. Voel dit vir ons asof die korrupsie in ons land heers? Voel dit vir ons asof die regering heers, asof ons land nie in Jesus se hande is nie, maar eintlik in die ANC se hande is? God se woord sê vanoggend, nee, dit is nie. Ons land is in Jesus se hande, hy heers. Hy het opgestaan en hy heers nou aan die regterkant van God. Maak nie saak wie wat sê nie. Met al die krag van Jesus, al die krag, al sy wysheid, heers hy vir die kerk. Sy fokus is op die kerk. Jesus heers nou. En hy hou ons toekoms in sy hande. En hy kyk na die kerk. Hy kyk na die kerk, dis vir die kerk. Sy krag teenoor ons is teenoor die kerk. Ek dink ek sê dit oor en oor, want ek dink nie ons besef dit nie. Dis nie wêreldmagte wat Jesus se fokus op is nie. Dis nie presidente nie. Sy fokus is op die kerk en hy heers. Ek wonder of ons blind is vir Jesus se doeleindes. Want ons is so gefokus op ons eie doeleindes en op ons eie gemak. Dis goed wat ons nou soek. Ons soek vrede op aarde en paradys nou. En so ons kyk vas daarin en ons mis dat in die gemors is Jesus in beheer en hy heers vir die kerk. As ons oë sal oopgaan vir sy doeleindes, sal ons begin sien dat Jesus se heersende krag besig is om vir ons te werk, sodat ons sy naam kan verheerlik reg oor die wêreld. En nou in Suid-Afrika, in Pretoria. Alles wat verkeerd gaan, is die Here van in beheer en hy is besig om dit uit te werk, sodat die lig van Jesus se naam in die kerk sal kan uitgaan. Hoeveel te meer is Jesus nie duidelik in ons lewens, wanneer ons hoop in hom, maar alles om ons val uit mekaar uit nie. Nee? Dan is daar krag. Dan draai die wêreld, hulle oë kyk vir die eerste keer na ons en hulle sê, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat julle okay is? Kyk, alles is gemors. En ons sê, Jesus se opstandingskrag is aan die werk in my. My hoop is nie hier nie. My hoop is in wat kom en in sy beloftes. Ek wil afsluit met hierdie vraag. Ek het dit reeds bietjie beantwoord, maar ek dink daar's nog. In ons harte voel ons, hoekom voel ons nie hierdie krag nie? Dalk sit jy hier en jy dink, Johan, ek sien hierdie krag, ek sien dit. Ek hoor wat jy sê, maar ek voel dit nie. Voel nie hierdie krag nie. Soos ek self gebid het en gewerk het aan hierdie preek, het ek self daai vraag gevra en ek het afgekom op 'n artikel deur Marshall Segal. Hy's 'n bekende Christelike skrywer en die titel van sy artikel is God, I want to see more. God, I want to see more. Toe dink ek, ja, dit is God se hart agter hierdie teks. Maak die oë van ons harte oop, Here. God, I want to see more. En hy sê hierdie is die laaste woorde wat hy sy artikel mee afsluit. Hy sê, do you feel weak? We all do. So much more often than others. But we are all weak people. You might be falling again in the same old patterns of sin, or struggling to believe that God could forgive your past, or seeing your inadequacies as a spouse, a parent, or a child, or feeling physically, emotional, or psychological burdens you can't even explain, or experiencing any number of 1,000 other weaknesses. God wants you to know that the power to heal, the power to press on, the power to love, the power to administer, the power to obey, and any power you need does not come from within you, but from within Him, Jesus Christ. And if God's power is in you, then you have an infinite, merciful, and invincible strength that'll keep you and grow you even in every circumstance. His divine power is for you, not against you. His divine power is for you, not against you. Remember, the Lord Jesus Himself said, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in your weakness.
Daar's baie dinge wat Siegel hierso sê, daar's baie dinge. Maar hier's een ding wat ek by ons wil los. Dalk voel ons nie die krag van Jesus opstanding nie, want dalk maak ons nie staat daarop nie. Ons het dit, maar ons bring nie ons swakheid na hom toe nie, ons bring nie ons vrese na hom toe nie. Ons dra dit self. Christen, natuurlik gaan jy nie Jesus Christus se krag beleef as jy self besig is om staat te maak op jou eie krag elke dag nie. Natuurlik gaan jy dit nie beleef nie. Ons moet ophou met ons eie plannetjies en ons eie oplossings. Die goeie nuus vanoggend is dat daar krag genoeg is in Jesus. Daar's krag genoeg om na hom toe te kom. Hy lewe, hy heers nou. Kom ons bring alles na die troon van sy voete toe. Hy heers, hy lewe. Daar's krag genoeg vir ons nou in hom. Kom ons bid saam. Almagtige God, Vader, hierdie is 'n ryk woord. En die gaping wat oorbly in ons harte is 'n gaping wat net U deur die krag van die Gees kan toemaak. Kom nou en breek die harde harte voor ons af. Breek die harde harte in ons af. Haal die blindheid van al die skilde voor ons oë af weg, Vader. Kom maak ons oë oop en brug die gaping tussen ons kop en ons harte, dat ons hierdie openbaring van ons redding sal sien, sal beleef, sal proe. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.